Nou, in hierdie laaste paar weke het ons nou gesien, daar's 'n krisis wat besig om op te bou in Natal, waar ons van Makwanasi het, hy luitenant-generaal Makwanasi, baie hoog op in die polisie, wat onder andere kla oor die korrupsie in die polisie en die politieke moorde in Natal, ensovoorts en so meer. En ons het gesien dat daar dreigemente is van sekere persone in Natal, vir 'n tweede Natal onluste, soos wat ons gesien het in 2021, Julie maand. Ek onthou hoeveel mense was geweldig benoud, ek praat van blankes, hoe benoud was hulle in daardie tyd. Ek het audio's gehoor van mense wat gestaan en bid het, want hulle het nie geweet of hulle die volgende oggend gaan wakker word nie. Hulle moes wag staan, hulle moes woonareas oppas, dit was 'n lelike storie, en dit lyk asof daar dreigemente is vir nog so iets. Maar, ek het vir julle toegesê, daar's opleiding van Zulus in Natal, deur die CIA. Dis wat my common sense vir my sê. Dis definitief nie die Russe nie. Die MI6 is heel moontlik ook betrokke. Maar nou het daar nog 'n beriggie uitgekom, wat vir jou wys, daar is onderstrominge, daar is direkte opleiding van persone vir watter doeleindes. Nou ons weet, die polisie moet oplei vir hulle werk, en die weermag lei op vir hulle werk, hulle is die veiligheidsmagte, en hulle is getaak daarna om veronderstel, om Suid-Afrika te beskerm, en intern misdaad te bekamp. Maar wat ons nou sien, is dat daar opleiding is van terroriste, vigilante groepe. Wat is die plan hierso? En luister mooi bietjie na hierdie berig. Lesotho claims there are illegal military training camps on SA farms. Security chiefs say youths are lured by Malata Na group to fight for return of territories to Lesotho, but an opposition politician claims it's a ruse. Nou luister mooi, hulle kommissaris van polisie in Lesotho, sy naam is Baroto Matsoso. Hy het die naam van die groep genoem, Malata Na, en hy het Suid-Afrika se intelligensiedienste in kennis gestel, dat hierdie groep besig is om werwing te doen onder Basotho jong mense, en hulle dan nou op te lei buite Lesotho op Suid-Afrikaanse plase. Ek neem aan seker oorwegend in die Vrystaat, of is dit dalk op ander plekke ook. En hy het dan toe gewaarsku, dis heel moontlik vir terrorisme. Kan dit wees vir plaasaanvalle? Of is dit meer? Want hierdie naam van hierdie groep, Malata Na, het alles te doen met 'n groep wat sê to take back. Menende, the security agencies alleged that a group calling itself Malata Na, land reclaimers, is backed by foreign interests. Luister mooi. Wie? By foreign interests. So dis weer derde magbedrywighede. And engage in a dangerous campaign of misinformation to lure young people to its training facilities. En waaroor gaan dit? Dit gaan onder andere, this comes after MP, dis nou 'n Lesotho member of parliament, Tsepo Lipolo, campaigning for the return of territories from South Africa, was arrested on 2 July on sedition and incitement charges. Opposition MP Mashishetsa Mofomobe disputes the security chief's claims, saying the agencies are out of control and playing political games. Ek dink, dit is baie duidelik, dat ons 'n probleem het van groepe binne in Lesotho, wat die dele in die Vrystaat wil terugneem, wat hulle gaan registreer het. Hulle het 'n saak gaan registreer baie jare terug by die VN, en die VN het die saak aanvaar, dat hulle eintlik 'n eis instel vir sekere dele van die Vrystaat. Wat hulle sê, ons het by hulle gevat, en is hulle grondgebied, hulle soek dit terug. Baie interessant. En hierdie is 'n baie belangrike volgende verwikkeling in hierdie proses. Nou mens wonder, is daar dalk ook planne vir 'n staatsgreep in Lesotho? En dan is die volgende vraag, wie is hierdie
buite derde mag ouens wat betrokke is. Is dit dieselfde ouens, is dit CIA en MI6? Is hulle dieselfde ouens wat betrokke is by hierdie opleiding van persone, van swart jeug, om grond terug te neem in die Vrystaat? Wie is dit? Nou, ek neem aan, mettertyd sal ons meer inligting kry. Maar hierdie stukkie inligting was selfs op SABC News. Nou, weer eens, nou kom het terug. Nou, Siener praat baie duidelik, hy sien bloedbad in die Vrystaat. Hy praat van 'n stuk papier, lyk soos grondhervorming, of die beslag lê op grond. Hy praat van hierdie papier, en dan praat hy, hierdie papier het rooi en wit blokkies op, en oral waar hierdie papier die grond raak in die Vrystaat, hy sê spesifiek die Vrystaat, brand dit. Op 'n ander stadium sê hy 'n ander ding. Hy praat van die vuurbrand in die Vrystaat van wes na oos. En soos ek sê, en hy praat van in die Vrystaat brand die vuur van oos na wes. So dit is duidelik dat daar groot planne is om die Vrystaat op 'n manier in te palm. En dit is iets wat ons sien wanneer 'n land in mekaar stort. Van 'n lekker groot land soos Suid-Afrika. Dan kry jy warlords of militêre groepe wat onder aanleiding of onder beheer staan van eksterne organisasies. En hulle taak is dan om Suid-Afrika op te sny in kleiner dele, menende die balkanisering van Suid-Afrika. Hulle het presies dieselfde gedoen nou in Sirië. Wat het die CIA daar gedoen? Wat het MI6? Hulle het wapens van 2010 af gekanaliseer, van Libië, deur Egipte, agter daar verby Jordanië tot in Sirië, want hulle was van plan om Assad omver te werp. Assad het beheer gehad oor Sirië, en het hulle relatief by mekaar gehou. Maar die CIA en MI6 het daarop uitgegaan om die terroristegroepe, 'n aantal militêre groepe, Al-Qaeda, ISIS, dit is wat die CIA gedoen het, hulle daai groepe gaan befonds, hulle wapens gegee, hulle opleiding gee. Dis een van die groot dinge wat die CIA doen. Hulle gaan voor die tyd in 'n area in, hulle stuur hulle manne, hulle paramilitêre groeperinge. Hy lyk soos ek en jy dra privaat reg, né? Dis maar net 'n Amerikaner, maar hulle praat baie keer vlot Zulu, of hulle praat vlot Sotho, wat ook al. En dan is hy daar om te werf. En hy werk met prominente politici dan saam, swart politici, wat deel raak van hierdie warlord systeem, en dan gaan dit daaroor dat hulle militêre magte oplei en aan die gang kry, en op die ouene van die dag, wanneer die moeilikheid in die land aan die gang kom, dan kry jy dat hierdie militêre groepe, hierdie swart militêre groepe, reeds opgelei is, en hulle gaan dan daarop uit om areas in te palm deur middel van verskriklike geweld. Hulle kry ook wapens van iewers af, dit val so uit die hemel uit. Dit het gebeur in Sirië. En ons sien vandag hoe daar 'n Al-Qaeda leier, wat mense se koppe afgekap het, en dit nog steeds doen, ewe skielik 'n wonderlike politikus is in beheer is van Sirië, en die CIA het sy skoene gaan soen die dag toe hy in beheer kom. En hy het onmiddellik verhoudinge met die Joodse staat reggestel. Hoekom? Want hy werk ook saam met die Joodse staat. Die Jode is ook betrokke daarbij. Ons moet nou nie dom wees nie. En die eerste ding wat hulle begin doen is, hulle het begin om Christen gemeenskappe en minderhede in Sirië uit te wis. Nou as jy my nie glo nie, begin die nuus luister, en gaan lees dit, gaan doen die moeite, gaan Google. Mens kan nie alles vir julle voer met 'n lepeltjie in die volk. En ons sien tot nou toe, is daar aanhoudende slagtings van minderhede en Christene in Sirië. Nou as jy dink, dit gaan nie in Suid-Afrika gebeur nie, dan is jy baie dom. Dan weet ek nou nie wat om vir jou te sê nie. Dan moet jy maar wakker word in die hardloop, en ons gaan hardloop. Hierdie volk gaan vlug voor hierdie swart massas en swart opgeleide militêre groeperinge. Hoor wat ek vir julle sê? En die buiteland sit agter dit. Maar net hulle kan dit doen. Ons hier kan nie dit doen nie. Die ouens wat dit doen is ouens wat van buite af inkom. So gaan dink baie mooi daaroor. Julle moet wakker slaap in die Vrystaat. Ja, kom 'n volgende Sotho-oorlog vir julle. Luister mooi. Ons gaan hardloop, ons gaan vlug. Die velde gaan brand, soos nog nooit tevore nie.